Mm. Proes soos 'n droom. Hi julle almal, die een en enigste, oulikste Andrei van Wyngaard hier, om vir julle te wys hoe ek my gunsteling melktert maak. Nog al die jare doen ek hierdie ene en dis 'n wenner soos min. As ek dink aan 'n eg Suid-Afrikaanse nagereg, dan is melktert, veral hierdie melktert, die een wat opkom by my. En vandag wil ek vir jou stap vir stap wys hoe om dit te maak. So ek gebruik 2 liter volroom melk, 1 en 'n half beker suiker. Ek gebruik sommer wit suiker, maar jy is welkom om bruin suiker te gebruik. Ek het hierso Expert Eggs se Jumbo Eggs. Ek gebruik sommer 5 van hulle. 'n Knippie sout, 4 eetlepels, oftewel 60 ml sagte botter of margarine. In hierdie geval het ek salted butter, so jy kan kies wil jy hom gesout of ongesout hê. Ek maak gebruik van 120 ml koekmeel, so ek gebruik graag Snowflake se koekmeel en dan ook 120 ml maizena of mielieblom. So vandag gaan ek 2 pakkies tennisbiscuits gebruik om die bakke uit te voer. Daar is goedkoper alternatiewe opsies, maar ek verkies the one and only tennisbiscuits. Hou gee spasie dop en wys ek vir julle hoe maak ek die lekkerste melktert. Nou dat jou bak uitgevoer is met die koekies, wil ek graag vir jou my eerste wenk gee. Vat jou eiers klaar, die 5 van hulle, skei dit sommer nou en klits daai eierwitte tot styf. Dan weet jy jou eiers is gedoen. Wanneer jy daarso by die stoof staan en jy is besig om te roer oor 'n warm plaat, dan wil jy nog alles los en hardloop soos 'n afkop hoender om eiers geskei en eierwitte geklits te kry nie. So doen dit eers voor jy begin om die melkmengsel te kook. So ek skei nou maar versigtig dat ek nou nie die eiergeel by die eierwit laat inval nie. Ek het dan nie 'n eierskeier nie. Ek doen dit dan maar so dat ek my die meeste van die eierwit daarso in die mengbak kry. Voel of ek 'n Jamie Oliver is vir een dag in my lewe. Okay, so nou klits ek gou die eierwitte. Dit is perfek. Okay, so in 'n lekker groot kastrol gooi ek nou 'n hele 2 liter melk. So ek het hier 'n half kap maathouertjie en dan gaan ek 3 van hulle gebruik en dis 1 en 'n half koppie suiker wat ek nodig het. So ek gooi net 1 en 'n half koppie suiker hierin by die melk. En natuurlik roer ek dit lekker deur. Gooi nou 'n knippie sout by. En dan die 60 ml margarine of botter wat ook hier inkom. Roer hom goed, maar suiker nie aanbrand nie. So terwyl die melkmengsel nou daar so in die agtergrond besig is om sy ding te doen, oorlaai dit natuurlik, gaan ek gou net hierso 'n half koppie koekmeel en 'n half koppie mielieblom of maizena. Dit gaan so bymekaar voeg. Net maar so skat hierso met 'n lepel in die maatbekertjie. Okay, so hier is nou 'n half koppie koekmeel, 'n half koppie maizena. En ek voeg die twee bymekaar. Voeg 'n bietjie water hierby, klits dit goed, dan word dit soos 'n pasta en dan gooi mens daar eiergele by en klits met verder. Wys gevele. So hy gaan nog aan hierso in die agtergrond as ek voor die plaat. Dan weet ek kan nie aanbrand nie. Ek vat 'n bietjie water, ek skat sommer so en ek gooi dit hierso by die koekmeel en mielieblom en ek maak so 'n pasta. As ek sien as 'n bietjie dik, dan gooi ek net nog 'n bietjie water by, soos daai is nou te min water. Dan gooi ek maar net nog water by. So jy klits en roer en klits en roer. So ek gaan maar net so aan tot jy sien daar so is nou nie enige klinte nie. So nou dat daai koekmeel
mielieblom en water kombinasie so lyk. Vat ek die eiergele wat ek vroeër geskei het en ek voeg dit by. Net graag alles uitkrap. En ek klits dit net so by. Dit moet so mooi in. So nou dat die melkmengsel so mooi lyk en die suiker het opgelos, nou gaan ek daardie pasta wat ek nou pas aangemaak het, hier byvoeg en net onverpoos roer. Medium hitte, nie te warm nie te treurig nie. En soos jy roer, sal jy sien dat hy hierso aan die lepel begin vaskleef, soos hy dikker word. En dan kry jy die idee, of die indikasie dat hy besig is om gaar te word. Roer en nogmaals roer. Ek het intussen die plaat opgestel na 4. En soos julle kan sien, as jy so kyk na die lepel se punt, is hy klaar besig om lekker dik te word. So na iets soos 20 minute wat dit al kook, lyk dit nou so. En dis nou by die punt waar dit begin borrel en spat, en dit al klaar lekker dikker begin word. Ek het die plaat nou eers afgestel na 2 toe, en nou gaan ek die eierwitte byvoeg. So nou voeg ek gou net hierdie eierwitte hierby. En ek vou hom net in. Roer en vou, en roer en vou. Mense roer maar net so. En bid vir die beste. Ja, ek grap net. So jy roer hom maar net so oor lae hitte. Pas op nie te spat nie jouself te brand nie. Maar hy kook nou maar so voort, want jy wil graag hê daai eierwitte moet ook gaar word. Jy wil nou nie rou eierwitte in jou melktert hê nie. So nadat jou eierwitte bygevoeg is en dit het gekook vir so 10 tot 15 minute, dan behoort dit nou al so mooi te kan lyk. En hierdie ouetjie is nou gaar en hy's gereed om gevoeg te word by die bak wat klaar wag met die koekies. So ek gooi hom net so in, versigtig dat die koekies nie baie skuif nie. Koekies het nou 'n bietjie geskuif, maar toe maar. Ons moet dan maar om dit werk. Ons gooi hom net so. Maar koekie kan hom as 'n plat druk, niemand hoef te weet nie. Warm. So is hy nou daarso op sy plek. Melktert is nie melktert sonder kaneel nie. So, natuurlik kom hy nou by. En ons gooi sommer lekker baie kaneel. Ons hoef nie suinig te wees met die kaneel nie, so ek gooi hom goed. Voilà. So met die beslag wat ek nou gemaak het, het ek genoeg gehad vir 2 tarte. So baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie video kyk en wat dit share en vir die ander mense ook vertel van wat lekker is hierso op my blad. Dink jy nie ook dit is die lekkerste melktert onder die son nie? Kyk saam vir nog meer resepte. Sien jy daar? Proes se droom. Dis nie 'n melktert, dis 'n droomtert.